Goeiedag, baie dankie dat julle weer 'n keer by ons ingeskakel het hierso by Skulddraers en ons is so bly dat ons hierdie belangrike onderwerp gaan bespreek en dit is 'n baie sensitiewe onderwerp want ons elkeen het al iemand afgestaan in die dood en dit is 'n baie hartseer tydperk om deur te gaan. Maar kom ons gaan kyk wat sê die Bybel en wat leer ons oor wat gebeur met ons as ons doodgaan. Waar is hy? Nou Wynand, open vir ons met 'n gebed. Kom ons sluit ons so. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie vir die wonderlike dag. Dankie dat ons weer hierdie tydjie kan spandeer om in die woord in te gaan. Ek vra dat U saam met ons sal wees, dat ons in ons sal lei in die woord. Ek vra dit in Jesus se groot en wonderlike naam. Amen. Amen. Ja, kom ons kyk 'n bietjie wat sê Raymond oor die toestand van die dode. Daar is hy. As dit kom by die hemel en die hel, hulle glo in die sieleslaapteorie. Ander woorde, almal wat dood is, weet nie wat om hulle aangaan nie. Hulle weet niks nie, hulle is in 'n sieleslaap. En geen gelowige gaan na hemel toe nie. Daar's geen gelowige in die hemel volgens die Sewe-dag Adventiste nie. So ek wil weet, wat maak Henog en Elia in die hemel en aan die ander gelowiges volgens die Bybel, 2 Korintiërs 12 en ander plekke. Nee, hulle sê, elke gelowige moet eers die ondersoekende oordeel, onthou jy daai ding van investigative judgment, toets slaag, voordat hulle na die wit troon oordeel, na die hemel mag gaan. Nou, so jy moet eers wag vir die wit troon oordeel, as jy die toets slaag by die wit troon oordeel, dan mag jy hemel toe gaan, soos niemand in die hemel op die oomblik nie. So, wat die hel betref, is die siening van die Adventiste, die hel is kort, amper onmiddellik, 'n totale uitwissing van die ongelowige. In ander woorde, wanneer sy lyding gaan kort wees, vinnig verby, en hy sal vir ewig wees. In ander woorde, daar is nie 'n ewige hel nie, jy gaan nie vir ewig in die hel brand nie, jy val in die hel, en jy is binne oomblikke, binne sekondes of minute, is jy dood. Soos wat hulle sê, eternal hell wasn't a belief held by the followers of Jesus, or the early Christian church. Regtig? Ek wil vra, is julle ernstig? Moet ek nou my Bybel nader trek? Ek lees hierso in Openbaring, hoofstuk 14 vers 11, Johannes sê, en die rook van hulle pyniging gaan op, tot in alle ewigheid, en hulle sal dag en nag geen rus hê nie, hulle wat die merk van sy naam ontvang, en die dier aanbid. Wat maak hulle met 'n plek soos Matteus 25, waar Jesus in vers 41 sê, gaan weg van my julle vervloektes in die ewige vuur, en in vers 46, hulle sal weggaan in die ewige straf. So, Jesus sê die teenoorgestelde, hy sê, dit is 'n ewigheid in die hel, en dit is 'n ewige straf, wat vir mense wag wat verloor is. So, die argument van die Sewe-dag Adventiste is, as jy verloor is nie so erg nie, want al wat gebeur is, jy word in die hel gewerk, en oomblik as jy in die hel gewerk word, jou lyding is vinnig verby, en jy is tot niet, en jy bestaan nie meer nie, jy is tot alle ewigheid, as jy uitgewis, so dit is tot nou nie so erg nie. Really? Dan moet die Bybel lees. Okay, Wynand, nou het ons Raymond se storie gehoor, en ek dink nie dit is volgens Bybel nie, ek dink daar is twee opsies, en ek wil vir die luisteraar sê, hierdie is 'n geleentheid vir elkeen om te kyk wat die slang sê en wat God sê. En dan kan u op die einde van hierdie lesing self besluit, volg u die slang of volg u God? Ja. En ongelukkig, Wynand, volg die hele wêreld, volg op die oomblik die slang. Ja, die grootste persentasie volg daai. Ja, daar is 'n paar wat nie die slang volg nie. Maar ons gaan, elkeen moet vir homself besluit, Ja. wie volg hy? Openbaring 13 vers 8 sê vir ons, en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Dan praat dit nou van die antichrist, maar dit gaan ons volgende lesing wees, en wees. dit gaan, ek dink, in my opinie, gaan dit een van die interessantste lesings wees. Om te kyk, wie is die antichrist, en wie hou die antichrist voor as die antichrist. Ja, ja, dis waar. So, ja, dit gaan baie interessant wees, en ek hoop ons kykers gaan weer kyk daarna. Nou, kom ons kyk gou-gou. Wat het God gesê en wat het die slang gesê? Nou is ons by wat God gesê. En God het gesê, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik
sterwe. Sekerlik. Met ander Sekerlik woorde, sterwe. daar is nie twyfel daaroor nie. Dis hoe dit is. Ja. Dit is hoe dit is. Dit is sekerlik so. Die dag as jy van daai boom eet, sal jy sekerlik sterwe. Nou kom ons kyk, wat het die slang toe te sê gehad? Ja. Want hy het sy eie storie. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. So hy sê totaal en al die teenoorgestelde Ja. wat God gesê het. Ja, so God het gesê verseker en die slang sê gewis. So elkeen, die slang kom en hy maak God nou tot 'n leenaar Ja. en hy sê hierdie is wat die waarheid is. Nou as ons kyk na die slangtaal, kom ons begin by hom voor ons na God se storie kyk. Die slangtaal is of jy nou as jy doodgaan, gaan jy of hemel toe of jy gaan hel toe, maar doodgaan gaan jy nie. Ja, jy Want die oomblik as ja. ons sê ons gaan dood, dan is ons by God se taal. Want God het gesê Jy jy gaan sal dood. sekerlik doodgaan. Jy sal wees wat jy was voordat voordat jy begin lewe het. Dit is waar die dood is. Maar die slang sê jy's in die hemel of jy's ongeag waar jy is, jy lewe nog. Ja. Jy gaan nie dood nie. Dit was sy heel eerste leuen gewees en dis die leuen wat die hele wêreld vandag nog Glo. volg. Hy sê jy's of in die hemel en dit is wat ons by die grafte hoor, nee? Jy's in die hemel of jy brand vir ewig en dis 'n wrede 'n verskriklike Ja, wrede dis net stelling. wreed. En dan of jy sweef rond in die vorm van 'n gees. Nou baie glo dit. En ek het nou al gesien as hulle sekere gelowe as hulle van die een punt na 'n ander punt trek, dan het hulle daai takkie. buffeldoringboom se takkie, hulle vat die groen takkie en dan sit hulle die geesie op die takkie en dan klim hulle in die taxi en hulle ry nou na hulle Waar nuwe hulle bestemming moet toe en hulle gaan sit die gees weer daarso neer. Die geeste moet saamgaan. Maar hulle glo as jy dood is, as jy nie dood nie. En dan is daar baie groot gedeelte van die wêreld se bevolking wat sê as jy doodgaan word jy dadelik weer gebore. Die reïnkarnasie. Reïnkarnasie, ja. So as jy nou 'n goeie lewe gelei het, dan kom jy terug as 'n man, as jy bietjie slegter was, kom jy terug as 'n vrou en as jy nog slegter was as 'n aap en so kan dit afgaan tot by 'n insek, Ja. maar jy kry weer 'n kans. Ja, so jy gaan ook nie werklik dood nie. Jy gaan nie werklik dood nie. So die slangtaal sê jy hou aan lewe. Of Waar God gesê het, jy gaan dood. So ons moet duidelik hier kan onderskei wat sê God en wat sê die slang. Ja. Wat beteken die woord ewig? Raymond het nou vir ons hier gewys ons gaan vir ewig brand. Ja. En daar die Bybel sê dit so, die ja. Bybel sê dit so, die teks is daar. Maar die woord ewig gaan ons sien het meer as een betekenis in Bybelterme. In die tempel, in hierdie huis en in Jerusalem wat ek verkies, sal ek vir ewig my naam vestig. Dit is daai vir ewig is nou eintlik baie mooi gestel daar, so jy kan dit nou duidelik sien want daai tempel staan nie meer vandag nie. Ja. So as ons nou verder kyk, die een vir ewig beteken vir ewig. Ja. En die ander ewig beteken vir 'n sekere bestemde tyd. Totdat wat die doel bereik is. Ja, en dit beteken, dit wil vir ons sê dat in daai tydperk gaan niks dit wat God beplan het, sy raadsbesluit gaan dit verander nie. Dit staan en dit staan vir ewig totdat daai tydperk verby is. Hoe lank, Here, sal u vir ewig toornig wees, sal u ywer brand soos 'n vuur? Ons dien nie 'n God wat vir ewig net kwaad is nie. Verseker. Hy's kwaad, daar berou kom en dan is daar vergifnis. Ja. En God is nie meer vir ewig toornig nie. Ja. Maar vir daai rukkie was hy toornig, want daar was nou 'n straf wat gevolg het en 'n aksie wat gevolg het en wat toe dit volbring is sy toorn nie meer. En sy toorn was net op daai een ding toegespits gewees. Edom sal snags of oordag nie uitgeblus word nie. Vir ewig gaan sy rook op, van geslag tot geslag let dit verwoes.
vir altyd en vir ewig trek niemand daardeur nie. Daai rook wat opgaan, nê? Dit is 'n gedagtenis. Ja, ja. Die gedagtenis daarvan gaan op vir ewig. So Ja. jy gaan altyd onthou, alhoewel ons nie meer gaan top oor die verlede nie, as ons eendag in die Ja. hemel is nie. Die Here maak nie ons verstande skoon nie. Nee. Alles wat gebeur het en die merke in sy hande sal ons altyd sien en Want jy dit gaan ons weet waarvoor dit herinner, is. ja, ons sal weet wat alsie gebeur het. Maar dit is verby. Ons gaan nie weer aan die sondes dink nie. Ons gaan nie weer aan die lelik dink nie. Ons is nou saam met Jesus. Maar die pelikaan en die krimpvarkie neem dit in besit en die uil en die kraai woon daarin. Ja, hy het nou gesê, dit gaan vir ewig gaan hy brand. Maar hier sê, as hy klaar gebrand het, dan gaan die krimpvarkie en die pelikaan daar wees en die gloeiende grond gaan weer 'n waterplas word. So dit is duidelik, dit is vir die volle beplande tyd gewees. Ja. Die hele inhoud van die woord is waarheid en al die regverdige verordeninge is tot in ewigheid. En weer eens, party van daai verordeninge het tot in vervulling gekom Ja. by die kruis. En dit is nou nie vir ewig en vir ewig nie. En soos ons ook gelees het, die vorige onderwerp wat ons behandel het van die Sabbat, daar is sekere van die verordeninge, van die wette wat vir ewig bly staan en dit is een van hulle is die Sabbat wat ons tot in die vir ewigheid sal hou, tot in die hemel sal hou. Ja. So En soos die huwelik. en die huwelik, Die ja, huwelik gaan nie daar hy wees gaan nie daar wees nie. So al die verordeninge gaan nie vir ewig daar wees nie. En hier sê hy dit gaan vir ewig daar Ja. wees. Hulle was daar tot hulle tydperk volbring was. So Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle as 'n voorbeeld gestel is terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan het. Weereens dis nie 'n ewige vuur gewees nie want Sodom en Gomorra brand nie meer nie. Ja, maar hy het daar gesê as 'n voorbeeld gestel is. Ja. So hoe gaan dit op wees wanneer Jesus kom met die oordeelsdag? Kyk na Soos Sodom in en daai Gomorra. En ek wil net vir die luisteraars net vir interessantheid sê, vir die wat nog nie weet hoe lyk Sodom en Gomorra nie, die ruïnes is daar. Die geboue, die hele gebou is as. En as jy daai as krap, dan krap jy die swaalkorrels uit. En dit is nêrens in die wêreld kry jy die swaalkorrels so suiwer soos wat daai swaal is nie. Ja. Jy kan sien waar die sfinxe gestaan het, jy kan sien waar die geboue gestaan het en is alles net as. En as iemand dit nog nie gesien het, dis die moeite werd. Google dit en gaan kyk daarna, dis iets om te sien. Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swavel uit die hemel gereën en almal vernietig. Hulle is vernietig. Ja, hulle brand nie Hulle vandag brand nie meer. meer nie. En Anders sou jy dit op elke nuuskanaal gesien het. ja, en vers 30. Vers 30, net so sal dit wees in die dag wanneer die seun van die mens geopenbaar word. So daar sê dit vir die tweede keer. Kyk na Sodom en Gomorra Dis 'n as jy wil voorbeeld. weet wat op die einde vir ons wag. Vir hoe lank gaan die verlorenes brand? Dis 'n goeie vraag. Okay, dit is nou waar Raymond en baie mense sê dit gaan vir ewig en vir ewig en vir ewig gaan jy in daai vuur brand. Nou kom ons kyk wat sê die Bybel daarvan. Ja. Jy sal gewis nie sterf nie en dit was Slangtaal. slangtaal. En goddelike taal het gesê jy Jy gaan- sal gewis sterwe, nê. Nee, kom ons kyk nou weer. As die goddelose mense groei soos die plante en al die werkers van ongeregtigheid bloei, is dit om hulle vir ewig te verdelg. Te verdelg. Uit te wis, Ja. heeltemal weg te vat. En as enige iemand oor daai woordjie verdelg twyfel, kyk hom op. Woordeboek. Dit beteken verdelg weg. En dit is vir ewig, né? Vir ewig, ja. Ja. U het die heidene gedreig, die goddelose laat omkom, hulle naam uitgedelg vir ewig en altyd. Vir ewig en altyd is die goddelose uitgedelg. Interessant. Hy gebruik elke keer 'n ander woord om dit te beskryf. Soos sy eie drek vergaan hy vir ewig. Die wat hom gesien het, vra, waar is hy? Dit is die vraag. Hy is Waar is hy? weg. Hy is net weg. Dit is so duidelik. Hy is weg. Ja. Maar die wat deur hom vervloek word, sal uitgeroei word. Want die ganse aarde sal deur die vuur
van my ywer verteer word. OK, nou hierdie enetjie moet ek net so by Vinnig Stefania gou sê. Hy sê want die ganse aarde, met ander as hy die Hele aarde. ganse aarde. Daar's nie 'n kolletjie waar daar 'n plek is waar die mense nog gaan aanhou brand nie. Die ganse aarde gaan brand, elkeen volgens sy sonde. Dit is Openbaring 22 vers 12 sê elkeen sal vergeld word volgens wat sy dade was. So en dan is dit verby. Dis verby. Jy word net gebrand volgens wat jou dade was en dan is dit verby. Dit is mos hy sê verder in Openbaring en elke tong sal bely dat die oordeel regverdig was. Dit gaan die mees regverdige oordeel wees wat ooit in die heelal gesien is. Ja. En om iemand wat nou die hemel net gemis het, vir ewig en vir ewig en vir ewig te brand, dit is nie regverdig nie. Dit is nie regverdig. As jy vat die ou wat in Adam se tyd gesondig het en nou in die hel gewerp was en die ou wat nou sonde pleeg en in die hel gewerp word, dis mos nie regverdig nie. Daai ou brand langer as die ou wat nou sonde pleeg. Dis reg. Dit is nie regverdig. Nou dink nou 'n bietjie hieroor. Jy sê vir jou kind, daai koekies in die kas, jy vat nie van dit nie. En toe jy weer inkom te sien jy, maar die kind het van die koekies gevat. Gaan dit nou reg wees om daai kind te vat en daai kind te begin slaan vir ewig? Ou jy daai kind nou aanslaan omdat hy van daai koekie gesien het. Jy straf, 'n regverdige straf is ooreenkomstig die oortreding. Ja. Dit is regverdig. Ja. Dis wat die howe ook probeer doen. Want gedaan is dit en uitgeroei is almal wat op ongeregtigheid bedrag is. En hulle wat deur die Here verslaan is, sal baie wees. Hy sê gedaan, hy sê uitroei, hy sê verslaan. Ek meen dit sê vir ons alles. Maar die goddelose sal omkom en die vyande van die Here, hulle verdwyn soos rook, hulle verdwyn. Ja, maar die rook van die gedagtenis sal vir ewig opgaan. Want kyk, die dag kom en dit brand soos 'n oond, dan sal al die vermeteldes en almal wat goddeloosheid bedrywe 'n stoppel wees en die dag wat kom sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. So na daai vuur gaan daar enige iets, 'n worteltjie. En die wortel is nog onder die grond. Hy is ook weg. Dit gaan weg wees. In ander woorde, hy gaan nie weer kan opkom nie want tot die wortels is weg. En julle sal goddelose vertrap, want hulle sal so stof wees onder julle voetsole. Daai is Nou waar gaan die stof wees? Dit gaan op die aarde hele wees. aarde Die wees. hele ganse aarde het die Bybel gesê gaan gereinig word. So en op hierdie ganse aarde gaan ons op hulle stof loop. Hulle is weg. Jy gaan nie op lyke trap nie. Dis stof. Ja, niemand gaan vir ewig en ewig gestraf word nie. En daai woorde is so duidelik. Dit is een na die ander sê dit vir jou hoe dit hulle is net weg. Ek het gou-gou van daai woorde bymekaar gegooi. Vir ewig verdelg, omkom, uitgeroei, verslaan, uitgedelg vir ewig en altyd, vergaan hy vir ewig, sal uitgeroei word, deur vuur verteer, hulle verdwyn soos rook. Ek meen, op elke moontlike manier het die Bybel dit vir ons gesê, dat God is nie 'n tiran nie. Ja. Hoe is die mens geskape? As ons weet hoe die mens geskape is, dan gaan dit vir ons baie vertel van die toestand van die dode ook. Kom ons kyk. In Genesis 2:7 En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so het dan die mens 'n lewende siel geword. Dis baie belangrik daai ook. Die mens het nie 'n siel gekry nie. Hy het 'n lewende siel geword. En dan ook wat nog baie interessant is, daai asem wat hy in sy neus geblaas het. Ons lees daarso in Job. In Job 27 vers 3. Want die asem is nog heeltemal in my en die lewensasem van God is in my neus. Ja. Dit is nie 'n aparte ding wat in jou ingesit word nie. Ja, God het nie hier vir Adam uit grond gemaak en toe 'n gees Adam gemaak en toe die gees Adam gevat en in die stof Adam gesit nie. Hy het die stof Adam gemaak en hy het die asem van die lewe in hom ingeblaas. Ons gaan nou 'n bietjie meer kyk na daai asem.
So stof en asem is 'n siel. Ja. Daar is nie 'n ander siel nie. As jy 'n siel wil sien, En die die gees sit wat teruggaan na God toe, dis daai asem. dis daai asem. Dit is en ons gaan 'n bietjie kyk na. ons gaan kyk na wat daai asem is. Nou interessant. Was Adam en Eva toe God hulle klaar geskape het, het hulle naak rondgeloop soos in 'n nudistekamp? Nee, glad nie. Hulle was aangetrek met daai geregtigheid, daai heerlikheid van God. En die oomblik toe hulle gesondig het, toe's daai heerlikheid weg. En toe kom hulle En toe eers kom hulle agter, agter, maar ons hoor, het nie klere aan. Ons het nie klere Ja. aan nie. En dadelik het hulle klere gemaak weer van blare. vyeblare en toe die Here gekom het, het hy vir hulle weer klere gegee wat hy gemaak het van skaapvel of bokvel, wat dit ook al was. So nooit was dit in die distekamp gewees nie. Nee. Dit was die heerlikheid van God. Wat hulle En as die grafte weer oopgaan van die wanneer Jesus terugkom, gaan elke engel vir jou kleertjies gee om aan te trek? Nee, daar is want nie jy gaan dadelik met die heerlikheid van God aangetrek wees. En net so vir interessantheid, daai heerlikheid, as jy terugdink toe Jesus in die graf was, toe die engel hom kom wakker maak het, wat het die heerlikheid van die engel gedoen met daai klomp soldate? Hulle het geval soos dooies. Hulle het soos dooies neergeval. Hulle kon nie eens na hom kyk nie. En dan daai een van Moses, toe Moses met 10 gebooie teruggekom het. En hy kom af van die berg af. Die mense kon nie, en hy het nie die heerlikheid eers gehad. Hy was net in die teenwoordigheid Hy was maar gewees. net in daai heerlikheid gewees. En toe hulle hom sien, toe sê hulle nee, maak toe jou gesig. Hy moes 'n doek oor sy gesig om met hulle te praat. Hulle kon hom nog Ja, kyk so met nie. tyd het dit begin weggaan. Ja. Maar hulle kon nie eers na Moses kyk wat net in die heerlikheid van God was nie. So ons gaan bekleed wees met daai selfde heerlikheid. En die Bybel sê dit vir ons. Wat ons vernederende liggaam van gedaante sal verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam. Daar's hy. So ons gaan dieselfde verheerliking hê as wat God self het. Dit is 'n groot voorreg, nê. Dan sal die regverdige skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Dit is 'n pragtige vers. Dit is fantasties. Nou, hier kom ons nou weer terug na daai asem toe. Wat gebeur as jy sterwe? Ja. U neem hulle asem weg, hulle sterwe en keer terug na hul stof. Nou daai asem, die Hebreëse woord daarso is ruach. Dis reg. En dis asem Heilige Gees. Dis As jy Heilige gaan kyk Gees, na die ja. Isort, jy kan net gaan kyk na Isort, hy sal vir jou al daai woorde gee wat saam met ruach, die woord ruach Ja. gaan. So oral waar die Bybel praat van Heilige Gees in die Ou Testament nou, dan is dit die woord ruach en dit word gebruik as Heilige Gees. En wat gebeur wanneer Jesus nou gaan terugkom met die opstanding? Dis 'n mooi vers ook. Hy sê vir ons, u stuur u Gees uit, hulle word geskape en u maak die gelaat van die aarde nuut. Die hele gelaat. Die hele So daar gelaat, gaan nie 'n kolletjie wees wat nou nog mense in het wat gaan aanhou brand nie. So die Heilige Gees stuur hy weer uit en die lewe word weer geskep. So waar is die dooies nou? Kan skrifgeleerders dwaal? Jy weet, hierdie is 'n groot probleem. Hier het ons nou 'n probleem, want as jy met mense gesels, dan sê hulle, maar my predikant en dit was selfs by my skoonpa die geval gewees, wat hy vir my gesê het, my seun, jy moet my niks vertel nie. My predikant het 7 jaar studeer en ek het help betaal om hom te laat studeer en hy weet alles en hy het vir my. So sê tot die moslems en Katolieke. Dit maak nie saak watter geloof jy kan na enige geloof kyk. Almal se predikante het gaan studeer. In die tyd van Jesus, wie was die groot probleem geweest? Ja, daai geleerde skrifgeleerders en dit is hulle was Jesus se groot probleem geweest. So dit is hoe en ek wil vir ons kykers sê, dit is die rede hoekom ons kyk na die Bybel en die Bybel alleen en ons gee nie ons eie gedagtes nie, want Romeine 8 vers 7 sê ons gedagtes is in vyandskap met God.
Moenie gaan kyk na wat geleerdes sê nie, gaan kyk wat God sê. En daar's 'n ander teks wat ek ook sommer hier wil bygooi. Dit is Matteus 11 vers 25. En in die tyd het die skrifgeleerders na hom toe gekom en hulle het hom weer strikvrae gevra. Toe kyk Jesus op na die hemel en hy sê: Vader, ek dank U dat U hierdie dinge vir die slim en die geleerdes verborge gehou het en aan die eenvoudiges en die kinders geopenbaar het. Ja, Vader, so was dit U genadige bedoeling. So jy kan meer wysheid en meer akkurate weergawe van teologie kry by 'n kind of 'n eenvoudige wat die pad met Jesus loop en sy oë op Jesus gevestig het, as wat jy wat ek 40 huil as ek jaar hoor die mense praat, my dominee so, my priester het so gesê, my iemand het so gesê. Ons moet kyk wat het Jesus gesê. Dit is waar die waarde in lê. en daai vers sê dit vir ons baie mooi dat selfs die skrifgeleerders dwaal, Ja, kom ons kyk gou daar. want van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het. Ja, so hoe dwaal van hierdie geleerdes? Hulle Hulle sê die opstanding het al klaar. Hulle staan by die grafte, dan sê hulle, moenie huil nie, hy's nou in die hemel, hy kyk nie aan die hele, hy kyk nie na ons neer nie. En dit As is ons my 'n geliefde interessant. verloor het, daai geliefde slaap, hy rus. Hy is nie bewus van al die boosheid op hierdie aarde nie. Daai geliefde rus en hy wag vir die stem van Jesus om om hom wakker te maak. te roep. En En dit dan is met nuwe verheerlikte liggame hom tegemoet te gaan. vir my interessant dat die mense wat by die grafte wel sal staan en dan sê hulle, okay, ja, wat hoor jy? Hulle sê altyd, ons geliefde, hy's in die hemel, hy's in vrede by die hemel. Gelukkig is hulle nooit in die hel nie. Hulle gaan nooit hel toe nie. Nog Maar- nooit het ek dit gehoor nie. Maar wat vir my interessant is dat die Bybel sê jy mag nie oordeel nie. En Daai is 'n belangrike punt. al sê jy is in die hemel, jy oordeel. Ja, Jy gee die jy oordeel het nou besluit hy gaan hemel toe. Ja. En ons mag nie Ons mag oordeel. nie Ons mag oordeel hom nie. nie hel toe stuur nie, ons mag hom die hemel toe stuur nie. Ja. Dit kom ons nie toe nie. Die oordeel is God se oordeel. So lê die mens daar sonder om weer op te staan, totdat die hemel nie meer is nie, word hulle nie wakker of uit hulle slaap opgewek nie. Nou dis mooi. Die Bybel sien die dood as 'n slaap. Ja, jy's nie weg nie. Ja, Jy rus en jy wag daar in jou graf. Wag jy vir die roepstem van Jesus wat gaan kom. en wat my altyd byval is as jy nou gaan slaap, Leon, hoe vinnig voel dit vir jou om wakker te word? Onmiddellik. Dit is Ja, afhangende of jy nou baie vleis geëet het die vorige aand. Maar as jy gesond geëet het en jy gaan slaap, lekker. dan is jy die nag sommer woedswart, dan is die Ja. nag verby, né? En dit maak dit so mooi om te dink dat die Bybel sê die dood is as 'n slaap. So 'n ou wat 200 jaar terug dood gegaan het, 'n ou wat 900 jaar terug dood gegaan het, 'n ou wat vandag doodgaan, vir hulle voel dit Onmiddellik. so, Ja, en hulle sien Jesus se gesig ja. En hulle hoor sy en hulle roepstem. hoor sy roepstem. Dat die dooie sy roepstem Ja. kan hoor, né? Die Dis bron wonderlik. van lewe. Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie. En hulle het geen loon meer nie, want tot hulle nagedagtenis word vergeet. Ek meen, dit sê omtrent als. Hulle liefde sowel as hulle haat ook, hulle naaiwer het lankal verdwyn en hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie. Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag, want daar is geen werk of oorleg of kennis of wysheid in die doderyk waar jy heen gaan nie. So al daai goed, as jy in die hel of in die hemel was, sou jy al daai goed nog kon gedoen het. Jy sou En al hierdie goed kan jy nie doen in die doderyk nie. ja. Want in die doderyk is jy van niks bewus nie. Jy slaap en jy weet nou. Dit is goddelike Dis taal. goddelike taal, ja. En om te sê 'n dooie kan nog by the way, baie mense het al in die nag dan sien hulle geeste of wat ook al. En dan dink hulle dit is dooies wat nou nie tot ruste kan kom nie. Wat is dit? Dis demone. Dis demone. Ja. Hulle kan die vorm van 'n slang aanneem, soos wat met Adam en Eva gebeur het. Hulle kan die vorm van enige iemand aanneem en hulle kan enige iemand se stem namaak. Ja. So jy met die dink jy praat met dooies, jy praat met demone. Mm. En daai demone ken jou verlede. Want wat ek ook al gehoor het, dan sê die mense, maar niemand anders het dit geweet nie, net Ja. ek en daai persoon, maar die demone het alles Want geweet. hulle is heeltyd rondom. Ja, hulle is die mens. oral.
Want in die dood word aan u nie gedink nie. Wie sal u loof in die doderyk? God is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. Maar as jy in die hemel is, dan gaan jy God. Ja, Prys. dan sê jy mos God geloof het in die Ja. hemel, maar jy's nie daar nie, so jy kan God nie loof nie. En God is nie 'n God van die dooies nie. Dit is so duidelik. Hoe moet ons die dode sien? Nee, kom ons kyk wat het met Jesus, was Jesus se voorbeeld? Hy sê vir hulle, die dogtertjie is nie dood nie, maar sy slaap, en hulle het hom uitgelag. En dis wat hulle vandag nog doen. As jy vandag van mense sê, daai persoon rus in die graf, dan lag hulle jou. Ja. Vir hulle is daai persoon nou of in die hel of in die hemel, maar verkieslik in die hel. Ja. Verkieslik in die hemel. Ek bedoel dit, ja. En daarna sê hy vir hulle, Lazarus ons vriend slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Weet ek, selfs Jesus het dit gesien, as jy dood is, slaap jy. Jy rus. Ja. Sy disippels sê toe, Here, as hy slaap sal hy gesond word, maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van die slaap spreek. En Jesus het 4 dae gewag, né? Voordat hy hom gaan Ja, wakker maak het. eers op die 4de dag het hy Lazarus nie van die hemel af geroep nie, hy het hom ook nie uit die hel uit geroep nie, hy het hom uit die graf uit geroep. Ja, Hy het hom wakker gemaak. Ja. Hy het gesê Lazarus kom uit en want hulle het vir Jesus gesê hy ruik al. Toe hy Jesus gesê vat die klip weg. Ja. Dis hulle maar ons kan nie want hy ruik al. En Jesus het net gesê Lazarus kom uit. Dit sou dan hartseer wees vir Lazarus as hy in die paradys was. En ewe En nou moet hy skielik is hy weer weer terugkom na terug. hierdie bose aarde toe. En toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. Nou hierdie een is nou interessant, vers 23. Ja. Toe Jesus sê vir Martha, jou broer sal opstaan. Nou hoor wat sê Martha vir hom. Ja. Martha, sy sê, ek weet hy sal opstaan op die laaste dag. Nou wie was die leermeester van Martha gewees? Dit was Jesus. Jesus. Ja. So, sy het aan die voete van Jesus het sy geleer en sy het geweet die opstanding is op die einde. Maar Jesus sê ek is die lewe en ek is die opstanding en ek sal hom wakker maak wanneer ek hom wil wakker maak. En Jesus het hom wakker gemaak. Nou wat gebeur met die dode by die wederkoms? Ek dink hierdie prentjie sê dit alles. Ja, dit is Dit is 'n pragtige prentjie. Kom ons kyk wat sê die Bybel. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak. Hulle slaap. Dit En nou gaan oor en oor hoor jy hulle slaap en hulle gaan ontwaak. Ja. En julle sal weet dat ek die Here is as ek julle grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk. Ja. Jesus stuur sy engele uit en met sy stem, wanneer sy stem oor die aarde rol, gaan hierdie aarde skud, maar ons gaan dit weer kyk as ons die wederkoms behandel. En dan gaan die grafte van die regverdiges gaan oopgeskit word, maar die goddelose, wat doen hulle? Hulle hardloop na die berge toe en alles wat tuimel en hulle skree, val op ons, verberg ons voor die aangesig van hom wat op die troon sit. En dan kom die regverdiges met nuwe verheerlikte liggame gaan hulle Jesus tegemoet. Die regverdiges sal eerste opstaan. Ja, en hulle sal eerste opstaan. Dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Weer die ontslapenis, hulle wat uit hulle slaap uit wakker geword het, hulle gaan ons nie voorwees nie, ons gaan hulle nie voorwees nie, maar tesame kry ons nuwe liggame en tesame gaan ons Jesus tegemoet op die wolke van die hemel. En daar, as ek so na hierdie luister, is daar niks geheimsinnigs ook hieraan nie, né? Nee, glad nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Niks geheimsinnigs. staan. Ja. En hulle sal eerste opstaan. Daai is ook, ons sal dit ook nog bespreek nog. Ek dink nou vinnig gaan nog 'n teks, dit is Psalm 50 vers 4. Hy sê ons God kom en kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig en rondom hom storm dit geweldig. Klink dit vir jou na 'n geheimsinnige koms? Nee, Verseker nie. En dan Matteus sê soos die weerlig wat in die ooste uitslaan en skyn tot in die weste, so sal die koms van die Here wees. Dit klink alweer nie geheimsinnig nie.
Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in die wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lig. En so sal ons vir altyd by hom wees. Dit is ook 'n baie belangrike punt daai. Ons sal hom tegemoet waar? In die wolke. In die wolke, in die lig. Ja, want Ja. onthou hy het gesê toe hy opgevaar het die eerste keer, toe sê die engel vir sy disippels, soos julle hom sien opvaar het, soos So julle gaan hom hy sien terugkom. terugkom. Die hele wêreld, elke oog gaan hom sien. Okay, ek moet teruggaan hierso. Daai ene sê, Vers 18. "Jo, bemoedig mekaar met hierdie woorde, nie met 'n klomp leuns by die graf nie." Oef. Vergeet die slangtaal, Ja. want hoe bemoedig die mense die wêreld mekaar vandag met slangtaal? Ja, Ons moet mekaar bemoedig dat Met binnekort hierdie gaan die stem van Jesus oor hierdie aarde rol en hierdie graf gaan oopgeskit word en ons sal almal Jesus tegemoet gaan. Dit is hoe ons mekaar moet bemoedig, nie met slangtaal nie. Nou hoe kan 'n mens onsterflikheid bekom? dit is 'n goeie vraag. Nou kom ons kyk wat sê die Bybel. Aan die wat deur volharding en goeie werke heerlikheid, eer en onverganklikheid soek, die ewige lewe. Dit is in die ewige lewe, In die nê? ewige lewe. En hoe kry ons daai ewige lewe? In goeie werke en wat is Jesus se goeie werke? Wat Dis sy karakter. dis sy karakter? Dis sy karakter En- wat ons moet uitleef. Ja, en sy karakter gee hy vir ons in In sy gebooie. Ja. Dit is Dis so net te mooi. pragtig. Nou kyk nou hoe mooi is hierdie nie. Ja. Is dit nou nie pragtig nie? As jy As jy nou dis Jesus se woorde, eie woorde. As jy my liefhet, as jy my liefhet, bewaar my gebooie, want dit is my karakter. Ja. Nie my karakter, 'n karakter wat nie in harmonie met Jesus se karakter is nie, hy kan of met Jesus se karakter in harmonie wees of met Satan se, die slang se. En die slang se karakter gaan nie hemel toe gaan nie. Ja. Jy moet Jesus se karakter hê, sy gebooie wat absoluut net liefde is. En dit moet deel van jou lewe wees. Dit is nie dit is 'n natuurlike ding Jy omdat jy fokus hom nie op dit liefhet. nie, jy fokus op Ja, Jesus. jy fokus op Jesus omdat jy hom liefhet en dan doen jy dit outomaties. Ja, as jou fokus op Jesus is, breek jy geen gebooie nie. Salig is die wat sy gebooie doen. Daar kom dit uit. Ja, Doen. ja. Daar kom 'n werk. Ongelukkig is dit in die nuwe vertalings uitgehaal. Of nie uitgehaal nie, Of 'n bietjie verdraai. heeltemal verdraai dat hy nie daai, maar in die ou vertaling sê hy dit. Salig is die wat sy gebooie doen sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Ja, die boom van die lewe. Soos hulle daai boom, daai vrugte van daai boom geëet het, dan het hulle die ewige lewe. Is daar alreeds mense in die hemel? Net so 'n paar. Ja, kom ons kyk gou-gou wie se Net so hulle. 'n paar. Henog is een van hulle. Moses is een van hulle en Elia is een van hulle. Ja. En daar is nou nog so 'n paartjies. Ons gaan nou hulle lees. Nou kom ons lees hulle vir ons. Dat die Christus moes ly en die eerste wees uit die opstanding van die dode. Okay, so hy was die eerste uit die opstanding van die Van die dode. dode, ja. Nie daai eerste 3 nie. Daai Nee. eerste 3 tel nie hier nie. Hulle was Christus nie voor nie. Christus was die eerste om vir ons die voorbeeld te gee van hoe hierdie opstanding gaan wees. Alhoewel Lazarus het nog nie die eintlike opstanding opgestaan nie. Hy het opgestaan, maar hy's weer agterna in sy dood. Hy lewe nie vandag meer nie. En toe het die grafte van baie oopgegaan. Ja. Lees vir ons. En die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. So ja, die mense wat al dood gegaan het, baie van hulle, nie almal nie, baie van hulle het ook opgestaan. Dis reg. Ja. Nie almal nie, maar baie van hulle het opgestaan en hulle het hulle self gaan vertoon in Jerusalem. En tot die verbasing van almal daar, maar nog steeds het hulle nie geluister nie. Hulle het nie aggeslaan op wat hier gebeur nie. En hulle is as die wat het hy gesê, die eerstelinge van Jesus. Jesus was die eersteling van sy Vader en hierdie was die eerstelinge van Jesus en hulle saam hemel toe. En wanneer Jesus nou terugkom om almal te kom haal, gaan hulle weer saam met hom terugkom. Maar nou Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Ja, en die wat in die graf uit opgestaan het die eersteling geword van Jesus.
kan die regverdige dooies nou in die hemel wees? Nou, ek wil weet wat sê Jesus. Ja, ons moet laat kyk hom, wat sê. laat hy antwoord, nie ons gedagtes nie. Simon Peter sê vir hom, Here, waar gaan U heen? Jesus antwoord hom, waar ek heen gaan, kan jy my nou nie volg nie, maar later sal jy my volg. En dit, ek het nou nie vers 36 ook hier op nie, maar vers 36 herhaal Jesus Ja, wat hy herhaal hom, hy sê, ek gaan weg, maar julle gaan my nie kan volg nie. Nou kom ons gaan nou net na die volgende 14 vers 1 en 2. Vers 1 sê maar net, Pragtig. in die huis van my vader, daar in baie wonings, ek sou dit nie vir julle gesê het as dit nie so was nie. In die huis van my Vader is daar baie wonings, ek gaan om vir julle plek te berei, en dan die volgende. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Dit is waarvoor ons lewe. Dis waarvoor ons wag, en dit is so pragtig. Maar nou die vraag is, as jy hemel toe gaan, direk na dat jy gesterf is, hoekom moet hy jou kom haal? Ja, as jy klaar daar, as al die regverdiges klaar daar is, dan is daar mos geen sin om terug te kom nie. En hy sê, dan sal ek terugkom om julle te kom haal. Ja, ek kom julle haal. Nou, hier's 'n paar probleme, wat, onthou, Satan is in oorlog met Christus, né? En van waar hy met Eva gepraat het, was hy onmiddellik daar om dit te verdraai. En met hierdie waarheid wat die Bybel vir ons gee, is Satan ook dadelik weer daar om dit te verdraai. Nou kom ons kyk net gou-gou na 'n paar van hierdie verdraaiings. Nou ek wil nou eers hierso net gou-gou vir ons kykers sê, die oorspronklike Grieks het nie enige leestekens gehad nie. Hulle het nie eens hoofletters gehad nie. Alles het net aan een geloop. Die woorde was wel opgebreek, maar geen leestekens nie. En hulle praat altyd van die Koine Grieks. Nou dit is die Grieks, die oorspronklike Grieks. En die moderne Grieks het hulle gekom en hulle het begin kommas en punte en hoofletters en goed insit. Dit is iets nuuts wat ingesit is. En die ouens wat dit ingesit het dit ingesit met hulle agtergrond. En dit was ingesit deur die oorspronklike skrywers van die moderne Grieks was almal Rooms-Katoliek gewees. En die Rooms-Katolieke het die geloof dat jy gaan eers Vaafvuur toe en wanneer jou familie kom betaal het, dan kan jy of hemel toe gaan of hel toe gaan en die paus kan daaroor 'n beslissing vat. Maar as ons nou lees gou vir ons, hoe staan hy in ons Bybel vandag? Hy sê vir ons, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dis nou die vandag se Bybel. Ja, dis vandag al vandag se Bybels. Maar as jy hom nou gaan lees volgens wat ons nou in die Bybel gesien het, wat saam met die Bybel sal stem, hoe moet jy hierdie versie lees? Dan lees hy vir ons, voorwaar ek sê vir jou vandag, jy sal saam met my in die paradys wees. En dit is hoe eintlik moet wees, want dis 'n goeie voorbeeld is 'n paar net 'n paar dae daarna, toe Jesus opgestaan het uit die dode uit, toe sê hy vir Martha, toe sê hy vir Maria, moet my nie aanraak nie. Want ek was nog nie by my Vader nie. Was nog nie by my Vader nie. En Jesus sou nou nie vir die dief gelieg het nie. Nee. So, en by the way, hoe lank hang 'n ou aan 'n kruis voordat hy dood is? 'n paar dae. Ja, 2 tot 3 dae. En dis hoekom hulle bene gebreek het voor die hulle gaan nie wag tot daar sit nie, dis nou Sabbat en as daai ouens van die kruis afkom, dan kan hulle nie vlug nie want hulle bene is gebreek. En toe hulle by Jesus kom, het hulle maar aan die sy gesteek, want dit vat lank om dood te gaan, maar toe sien hulle Jesus is al klaar dood, maar dis ons sondelas wat op hom was wat hom doodgemaak het. So presies soos jy sê. Die dief en Jesus het nie op dieselfde dag eers dood gegaan nie. Ja, die dief, onthou net na sononder Vrydag aand. Toe was dit al klaar 'n Sabbat gewees. Dit was al klaar 'n nuwe dag. So daar's nie 'n manier wat daai ou voor sononder al reeds in die hemel was nie. So die regte die komma moet net een woordjie geskei word. Van voor die vandag tot agter die vandag. En dan lees hy, voorwaar ek sê vir jou vandag, jy sal saam met my in die paradys wees. Baie eenvoudig. Nou, hierdie ene. Dit is een hoofstukkie, Lukas 16, die gelykenis van Lazarus, die ryk man.
Maar Ja, Lazarus is die arme man. in die nuwe vertaling haal hulle die woordjie gelykenis uit. Ja, Dat jy nou die opskrif, die opskrif is jy moet nou net sê Lazarus en die ryk man, ja. maar dis net 'n gelykenis. Dis nie 'n werklike storie. Dis nie werklikheid nie, dis 'n storie wat Jesus vir hulle vertel het. Dis reg. Dis hoekom hy vir ons sê in Markus 4 vers 34 en sonder gelykenisse het hy met sy disippels met niemand gepraat nie. Ja. Agterna het hy die gelykenisse vir sy disippels verduidelik. Maar sonder 'n gelykenis het hy nooit gespreek nie. So hierdie is 'n gelykenis. Al hierdie ander tekste wat ons net nou gegee het, was nie gelykenisse nie. Maar hierdie is 'n gelykenis. En nou kom ons kyk gou-gou. Ons gee hulle bewys vir hulle. Buiten vir daai teks in Markus bewys ons weer vir hulle. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. Nou hoeveel regverdiges is daar nou moet daar dan nou in die hemel wees volgens hierdie van Adam af? Of miljoene. En hulle As almal dit nie biljoene is ja, nie, nê. En hulle almal gaan nou definitief nie op Abraham se skoot pas nie. Daar's hy. Dit sê vir jou duidelik, dit is mos nou net 'n vergelyking of 'n storie. Ja. Waar nou sê vir ons, wat sê die Bybel, waar is Abraham nou? Jesaja 63 vers 16, want U is ons vader, want Abraham weet van ons nie en Israel ken ons nie. Ja, daai Israel is verwys na Jakob. Ja. So Abraham weet nie waar hulle is nie. Jakob weet nie waar hulle is nie en Dawid ook nie. Ons aartsvader Dawid, hy het gesterf en is ook begrawe en sy graf is by ons tot vandag toe, want Dawid het nie in die hemel opgevaar nie. Pragtig. Duidelik. Jy kan dit nie duideliker kry nie, nê? En hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus, dat Okay, stop eers gou daar. Hy sê eers en hy die ryk man roep na Lazarus, na Abraham toe en hy vra dat Abraham vir Lazarus moet stuur. Nou kom ons volg nou hierso. Hier's nou miljoene mense wat nou al almal hier kom ons sê hulle sit nie almal op Abraham se skoot nie, maar hulle staan ten minste op hom. En nou is jy daar in die vuur. Hierdie ou skree nou uit die vuur uit oor miljoene mense dat Abraham moet hoor. En nou sê hy, Abraham, wees my barmhartig. Wie is ons barmhartig? Nee, dis Jesus. Dis Jesus. Dis net Jesus, ja. Ons genade is by Jesus en nie by Abraham nie. Maar die Jode het gedink, dis Abraham, omdat hulle Abraham het as hulle vader. Ja, kan hulle ook nie verlore gaan nie. So dit is waar die boodskap was vir hulle gewees. Ja. En dan sê hy stuur vir Lazarus. Nou kyk hierso. Om die punt van sy vinger in water kan steek en my tong te verkoel. Nou Wynand, kyk nou vir my. Kyk na hierdie prentjie. Ja, nou sê jy nou vir my, hier is Lazarus nou. Hy het sy vinger in water gaan druk. Nou moet hy deur hierdie vlamme kom om by die ryk man te kom. So ek dink hy gaan 'n probleem hê, want hy gaan self half 'n bietjie daai druppeltjie nodig hê. Tyd wanneer hy by hom kom, dink jy sy vinger gaan nog nat wees as hy daar kom? Daar's nie 'n manier. En wat dink jy 'n druppeltjie water om daai wees nie. Dit sê vir jou mos hierdie is nie 'n werklikheid nie. Dit is 'n gelykenis. Want kyk, ek skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde en aan die vorige dinge sal nie gedink word. Okay, stop eers gou daar. Dit is 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. As hierdie aarde, onthou ons het net nog gesien die hele aarde word gereinig met vuur. En die hele aarde word weer nuut gemaak. Nou hoe is hy nuut as daar nog 'n plekkie is iewers waar mense heeltyd brand. En waar onthou nou, daai ou kan ook mistig vir Abraham geskree het. Ja. So jy gaan die heeltyd hoor hoe skree die klomp in die vlamme. Dit gaan nie hemel wees nie. Maar hy sê jy gaan aan die vorige dinge nie meer dink nie. So as jy loop en jy sien die mense daarso brand, hoe kan jy nie aan hulle dink nie? Ja. Ja. Vir alles het jou geliefde is wat aan die ander kant staan. Ja, dit kan jou vrou wees, dit kan jou kind wees, jou ma, jou pa. Ja, iemand wat jy baie lief voor was.
En so jy gaan mos nou hulle dink jy gaan dit sien. Ja. Maar nou sê baie mense ja maar jy gaan dit kan verwerk. Jy kan dit nie verwerk nie. Jy kan nie sulke wreedheid verwerk nie. En die Bybel sê tog duidelik jy gaan nie daaraan dink nie. En gaan nie by die hart opkom nie. En dan eindig hy hierso deur te sê en niks meer wat onrein is gaan daar wees nie. Nou as die duiwel en sy demone almal daar is hulle rein? Nee, hulle is onrein daar. Nou hoe kan daar onreinheid wees? Die onreinheid is weg. En dit staan ook in Openbaring 21 vers 7. En wat die priesters en die fariseërs en die hooggeleerdes uit die skrif het, wat het hulle toe gedoen? Lees vir ons. Van die dag af het hulle toe saam beraadslag om hom om die lewe te bring. Jy weet, hulle wou toe Jesus sommer net doodmaak. Hulle het gesien hier kom Lazarus uit. Onthou dis nou die arme man het vir Abraham gesê, stuur tog iemand dat hy ons familie gaan waarsku. Hier kom die regte Lazarus uit die graf uit. En wat doen die geleerdes uit die skrifte? Hulle beraadslag ons moet hierdie man doodkry. Maar hulle kry nog nie die boodskap nie. En dis wat Abraham toe moes vir Lazarus gesê het. As hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle na jou ook nie luister nie. En dit was Jesus se punt met die storie. Hy wou die geleerdes Dis reg. Dit was hy wil hulle wys hoor hierso net omdat julle Abraham as vader het beteken niks. Dis reg. Nou ons heel laaste punt vir die mense wat nou al moeg gekyk is. En ongelukkig moet ons hierdie punt ook behandel want dit is wat van the near death experience. Maar daar is so baie stories wat mense hoor. Nou ek gaan dit net in kort gou opsom want dit is eintlik baie eenvoudig. Ja. Dit gebeur wanneer die bloed op jou die suurstof op jou brein begin min word. Dan begin jy dinge sien maar dit is gewoonlik sien hulle dinge oor wat in die hemel gebeur. My pa het hartomleiding daar was die hartsak het aan die hart vasgegroei en hy was uit daai operasie gehad en onder daai operasie het hy dit self ervaar alhoewel hy geweet het hierdie is nie die waarheid nie en hy het deur 'n tonnel gegaan en toe hy in die hemel gekom en hier is al sy familie, nie een is verlore nie maar hy het hulle gegroet en gedruk en toe hy klaar is, toe sê hulle vir my, hy moet weer teruggaan want sy tyd is nog nie om nie. Nou, daar is so baie sulke gevalle en daai gevalle is, by the way, jy geweet die Hindoes kry dit, die Boeddhiste, al hierdie mense ervaar dit. En elkeen sien dit verskillend. Die een sien Boeddha kom, die ander een sien Krishna kom, ons sien vir Jesus. En elke ene wat dit ervaar, het 'n ander storie. Nou, die oomblik as daai storie verander, dan sê dit mos vir jou, dit is nie die waarheid nie. Ja, want as die waarheid sal almal dieselfde ding sien. Ja. So almal sien, sommige sien soos wat jy met trappe opklim en ja, op wolke. Ander sê die doodsengel kom jou haal. Ander sê dit is wat my pa gesien het. My pa het die tonnel gesien. Ander sê hulle deur die ruimte beweeg. Maar die punt is almal het dit gesien op 'n ander manier. Ja. Nou wil ek vir jou nou ons is nou klaar. Ons sluit hiermee af. Wat wil Satan met sy leuns bereik? Die eerste punt, hy wil van God 'n monster maak. Die tweede punt is hy wil van God 'n leenaar maak. Nou hy het gesê dit sal so wees en hy het gesê dit sal sekerlik nie wees soos God gesê het nie. Dit is hoe dit gaan wees en die wêreld volg die slangtaal. Ek wil net by sê dat baie wat ek nou al gesien het oor die jare, jou ateïste, baie van hulle word ateïste. Hulle het nie ateïste groot geword nie. Hulle het in 'n huis groot geword wat hulle Bybel gehad het en alles, maar hulle het ateïste geword as gevolg van hierdie stelling dat jy brand vir ewig in die hel. En hulle het dit gesien, dis 'n wrede God. Hulle wil nie so God dien nie. Ja. En toe word hulle ateïste. Baie van hulle het dit gesien, ja. Ja, en as jy eers 'n ateïs is Satan tevrede met jou. En die tweede punt hierso is hy wil hê ons moet
met die dooies kommunikeer. Ja. En weet jy, van al die regerings, tot die Amerikaanse regering, het hy van die vorige presidente, het die dooies opgeroep om hulle te raadpleeg oor wat die pad wat hulle moet gaan. Ons regering het 'n kantoor van die kantoor van die Sangomas, waar al die groot besluite deur die kantoor van die Sangomas gaan. Daar's van ons universiteite nou, hoor ek, dis die nuutste wat ek nou gehoor het, wat mense gaan oplei om Sangomas te word. wees. Dit is Almal, en dit is wat Satan wil hê. Hy wil hê ons moet met hom kommunikeer. Ja. Hy wil hê ons moet sy raad volg. En wat is die beste om dit te doen? Is voor te gee ons gesels met die ancestors, terwyl ons nie met die ancestors. Nee, Met jy praat elke met sy leen, demone. elke leen wat Satan hierdie wêreld instuur, het hy 'n agenda, 'n rede hoekom hy daai leen instuur. Maar hy is die vader van die leen en die hele wêreld volg hom. En daarmee Is ons klaar is met ons klaar. 'n kort opsommingkie om mooi kort te verduidelik. As jy sterf, jy blaas jou laaste asem uit, jy gaan slaap, jy weet van niks nie, jy gaan nie terug na jou huis toe nie, jou liefde, jou haat, alles is weg, jy dink aan niks nie, jy rus, jy slaap. En wat dit so mooi maak is om te dink aan as jy slaap, jy weet van niks. En as jy jou oë toemaak om te slaap en jy maak jou oë oop, is die volgende oggend, dit voel net so of jy nou al 2000 jaar terug dood is en of jy vandag doodgaan en Jesus kom môre, dit voel vir julle dieselfde. Jy is nie bewus van tyd. Jy is nie bewus van tyd nie. Dit is so mooi en daar's nie pyn nie, daar's niks betrokke nie. Jy weet van niks nie, jy gaan slaap. En Jesus maak jou wakker. Nou, ek wil vir die luisteraar sê, moet asseblief nie ons volgende lesing mis nie. Dit gaan oor die anti-kris en die anti-kris wat deur die anti-kris geskep is. En julle gaan dit baie interessant vind. Wynand, gaan ek of jy afsluit? Leon, jy kan vir ons afsluit. OK, kom ons buig ons hoofde. Ons hemelse Vader, baie dankie dat U vir ons die voorreg gee om U waarheid met die wêreld te kan deel. En ons wil vra dat U Heilige Gees hierdie boodskap sal vergesel en die mense se harte en verstande sal oopmaak en dat hulle die waarheid, U waarheid van slangtaal kan onderskei. Wees met ons almal, ons bid dit in die wonderbare naam van ons Here Koning Jesus. Amen. Amen.